So een van die groot voordele van remote boerdery is die kommersiële sukses wat ons behaal en daai sukses spoel deur na loopbane toe wat mense het en geleenthede wat hulle geskep word om eintlik ongelooflike loopbane binne kommersiële landbou te bou. Oom Wynand, ons stigter se kleinseun, is een van die groot suksesse hier by remote boerdery. Thijs, vreeslik dankie dat ons hier by julle kan kom kuier in die Elginvallei. Ja, lekker om julle hier te hê, hoor. Baie welkom by remote. Dankie. Ja. Vertel ons eers 'n bietjie van die omvang van julle besigheid. Wat doen julle? Ja, so jong, ons is maar in appels en pere. Dis wat ons verbou. Ons is in die eerste plek produsente. So ja, ons verpak, ons verkoel, ons voer in ons eie naam uit, maar ons hoofdoel in die lewe is om die grond en die water die voorregte daarvan ten volle te benut. Ons het so 325 hektar op die oomblik wat meestal appels is, ook 'n bietjie pere, ja. Jy het onlangs nogal redelik uitgebrei en nogal oor die afgelope 10 jaar amper julle opbrengs verdubbel, as ek dit nie mis het nie. Ja, jy's reg. Ons het 10 jaar terug het ons so 700 000 kartonne gedoen. Ons het daarna het ons nogal heelwat jong blokke aangeplant. Ons doen op die oomblik so 1.4 miljoen kartonne in 'n jaar. Ons beoog om dit binnekort verder uit te brei. Ons daarvoor moes ons 140 hektaar byplant in jong blokke, maar onthou dis beter genetika, jonger kultivars en so dis ook beter in die mark. Praat 'n bietjie met ons oor die stelsel wat julle ingesit het en hoe julle dit gebruik om vir julle produksie die beste formulering of samestelling van krag kan bepaal en gebruik. Ons het selfs kragonderbrekings in Grabouw en dan natuurlik die beerdkrag wat maar vir almal op 'n stadium 'n groot uitdaging was. So ons het kragopwekkers. Ons het 'n goeie sterk Eskom punt, maar dan het ons 'n baie groot sonpaneelstelsel. Ons noem dit 'n sonplaas. Ons benut al ons dakke om sonpanele te hê en op die oomblik is ons so by 1.1 meg rondom solarpanele, né, wat 'n redelike groot installasie is. En dit gee ons afhangende van hoeveel sonskyn ons kry, soms tot by 50% benutting net uit die son uit. So wat ons doen is ons sê kom ons gebruik eers die goedkoopste. So ons doen 'n ding wat hulle in Engels noem power blending. Ons gebruik eers die goedkoopste wat die son is. Daarna die tweede goedkoopste wat Eskom is en as ons daarna nog energie nodig het, dan laat ons die generators loop sodat ons krag kan opwek daardeur. So ons probeer heeltyd so effektief as moontlik bly wat dit betref. Thijs, vertel ons 'n bietjie oor julle opbrengs. Ons is so reg soos nog iets. Ons verwag 'n lekker groot seisoen. Hier sit mooi knoppe in die bome. So ons markte is reg. Ons is reg oor die wêreld en ons kultivars is reg en ons reken ons is reg vir die nuwe seisoen. Wys my 'n bietjie julle knoppe. Maak so. Chris, julle die stelsel hier by Remo Hoogte ingesit vir Thijs hulle, maar voor dit, wat se beplanning gaan alles in om vir iemand die regte stelsel te ontwerp vir hulle unieke landbouonderneming? Daar gaan baie werk vooraf in. Jy kyk na 'n ontwerp van 'n stelsel eerstens, maar jy moet eers uitkom by die ontwerp. Hoe om die ontwerp te kan doen is dan met die boer te sit en met hom te gesels. Jy moet na die boer se behoeftes gaan kyk. So hierdie boer het sy keuses van hoe hy met krag wil werk, wanneer hy wat wil besproei en dan moet jy saam met daai boer werk. So niks is copy and paste nie. So dit is nogal 'n redelike lang ruk wat jy saam met daai boer gaan om te sien wanneer is seisoene, wanneer doen hy sy besproeiing, hoe gebruik hy sy krag, want soos ons weet boere het 3 tariewe. Ruraflex tariefstruktuur wat verdeel is in rooi, geel en groen. So ons moet 'n stelsel gaan ontwerp wat by daai rooi, geel en groen gaan pas. En dit gee dan vir hulle die kapitale uitgawe wat hulle aangegaan het op die stelsel. So kry hulle dan hulle geld baie vinniger terug as daai stelsel reg ontwerp is op daai kleure. Dis ook nogal 'n komplekse administratiewe proses om alles korrek te registreer by NERSA, die koppeling by Eskom, maar buiten dit gee julle ook nasorg of nadiens vir die boer. Wat behels dit alles? Ja, soos jy gesê het, dis die proses van ontwerp van die stelsel, dan is dit die proses van om alles goedgekeur te kry. En as al daai goed in plek is, dan bou jy die stelsel. Baie maatskappye is baie goed in wat hulle doen, wat bou van die stelsel, ontwerp van die stelsel, maar hulle kan nie met Eskom werk nie. Want om met Eskom te werk, dis waar die groot moeilikheid inkom. Jy moet elke maand as daai boer sy rekening kry, moet jy daai rekening ontleed, want ek is nou besig om krag op Eskom se netwerk terug te sit. So sit ek in die regte tyd die krag terug in geeltyd, rooityd en groentyd en dit is nogal belangrik dat jy daai diens vir die boer kan lewer. Nie net administratief nie, maar ook as dit kom by onderhoud. Want onthou ons werk met tegnologie. So 'n inverter kan oppak of nie reg lewer dat hy word nie. 'n Sonpaneel kan nie reg gekoppel word nie of wees nie en dit is waar die onderhoud ook dan belangrik is na die tyd om saam met die boer daai pad te stap.